Om ja te sê, of om nee te sê, is klein woorde. Dis woorde wat ons elke dag gebruik, maar dis ook woorde wat 'n ingrypende invloed op jou lewe kan hê. Dink nou maar net, as jy ja sê vir iemand wat jou liefhet, of as sy dalk vir jou nee sê, hoe dit jou lewe verander, hoe lekker dit is om die ja te hoor, hoe sleg dit is om die nee te hoor. Ons gaan vandag luister na hoe Paulus praat oor ja en nee, oor sy ja vir die gemeente, sy nee vir die gemeente, maar ook oor God se ja vir ons. So kom ons lees uit 2 Korintiërs 1 van vers 18 af. Maar God is getrou. Ons woorde aan julle is nie te gelyk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, deur my en Silwanus en Timoteus, was nie ja en nee nie. Inteendeel, in hom het dit ja geword. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. En daarom sê ons deur hom amen aan God, tot sy eer. Dit is God wat ons saam met julle in Christus 'n vaste fondament gegee het en ons gesalf het, wat ons ook verseën het en die Gees as waarborg in ons harte gegee het. Wat my betref, ek roep God as getuie oor my, dat ek juis om julle te spaar nog nie weer na Korinthe gekom het nie. Nie dat ons oor julle geloof wil baas speel nie. Inteendeel, ons is medewerkers aan julle vreugde. Julle staan immers vas in die geloof. Nou die agtergrond van hierdie kort gedeelte is dat Paulus die gemeente gestig het. En toe daar dinge skeef geloop tussen hom en die gemeente en daar ander apostels gekom wat as dit ware die gemeente gekaap het en wat vir Paulus probeer uitwerk het. En toe Paulus weer in die gemeente kom vir 'n besoek, word hy baie sleg behandel. En nou skryf Paulus vir hulle en hy probeer om brûe te bou. En hy moet onder meer homself verantwoord, omdat hy vir hulle gesê het, hy gaan op 'n sekere tyd weer na hulle toe kom, en toe het hy nooit opgedaag nie. Hy het die besoek gekanseleer, hy het sy planne verander. En toe blyklik het die mense begin sê, ja, maar jy kan nie op Paulus se woord reken nie. Hy sê ja, dan bedoel hy nee. Jy kan nie reken daarop wat hy gaan doen, wat hy sê nie. En dis vir Paulus 'n baie ernstige aanklag. Omdat hy weet, dat as die mense hom gaan sien, as iemand wie se ja nie ja is nie, en wie se nee nie nee is nie, iemand wie se woord nie vertrou kan word nie, dan gaan hulle sy boodskap, sy evangelie ook nie vertrou nie. En daarom praat hy met hulle oor ja en oor nee. Hy praat met hulle bovenal oor God se ja. Maar ek wil hê ons moet sommer eers so 'n bietjie dink oor ons ja's en ons nee's. Daar is geleenthede wanneer 'n mens ja sê, waar daar dood eenvoudig meer op die spel is. As iemand jou hulp soek en jy sê ja, dan hang baie daarvan af of jy jou woord gaan hou, of jy daar ja gaan lewe. Of as jy, om 'n meer langtermyn ding te dink, as jy voor die kansel staan en jy en jou lewensmaat sê vir mekaar ja, hang alles af van hoe julle daardie ja gaan lewe. En dit is nie altyd maklik om ja te lewe nie. Is een ding om ja te sê, om ja te lewe kan baie moeiliker wees. Om ja te lewe, veral in 'n langtermyn verbintenis, vra ontsettend baie van jou. En daarom is dit so 'n ernstige saak wanneer dit gebeur dat mense ja sê, maar dit kom nie uit die hart nie. Eintlik sê hulle hart nee, maar hulle sê met die mond ja. Hulle maak asof hulle ja sê, hulle maak asof hulle self verbind. En ek wonder hoe baie keer gebeur dit nie onder ons, dat mense voorlangs vir mekaar ja sê, hul beloof, sê ja, ek sal kom kuier, ek sal daar wees vir jou, ek sal jou help, of selfs groter, dieper, ernstige beloftes maak, maar dat hulle eintlik dit nie uit die hart sê nie. Dat hulle ja nie vertrou kan word nie, want hier onder in die hart lê daar 'n selfsugtige nee. 'n Nee wat sê, wel, ek sal dit miskien doen, maar net so lank as wat dit my pas, maar as dit my nie gaan pas nie, of as dit te veel van my gaan vra, of as dit te ongemaklik is, dan gaan ek dit nie doen nie, want ek gee nie regtig myself met daardie ja nie. Ek sê maar net met die mond ja, maar nie met die hart nie. En ek dink dis een van die groot probleme in gemeenskappe ook, wanneer mense begin voel, maar ons kan nie meer op mekaar se ja pyl trek nie, ons kan nie meer op mekaar se beloftes staat maak nie. 'n Ander probleem natuurlik is dat ons baie keer ja sê en die ja probeer lewe, maar dan, as dit 'n langtermyn ja is, verander die ja later in 'n nee. Dan gebeur dit dat
ouers sê nou maar ja sê vir 'n kind, deur daai kind te hê, deur miskien moet die kind voor die kansel te kom staan wanneer die kind gedoop of geseën word, en ja te sê vir God, ons sal hierdie kind groot maak tot eer van die Here, maar dan hou hulle nie daai belofte nie. Hulle verbreek miskien selfs die verhouding met die kind later. Miskien raak dit dood eenvoudig vir hulle te moeilik om in die verhouding met die kind te leef as dinge lelik skeefloop. Of dat huweliksmaats vir mekaar ja sê, maar op die ou einde, deur die jare, verskrompel daar die ja, val daar ja uit mekaar, en uiteindelik word daar die ja 'n nee. Dis een van die hartseer goed in die lewe, wanneer die ja van liefde omslaan in die nee van onverskilligheid, of selfs van bitterheid en haat. En weer, daarom is dit so belangrik, dat as ons ja sê, ons regtig daarna moet strewe, om op 'n betroubare manier ja te sê. Nou is dit vir my opvallend dat as Paulus met die gemeente praat oor sy ja en sy nee, as hy vir hulle wil sê, maar hoorie, die feit dat ek my plan verander, dit beteken nie dat my ja eintlik 'n nee geword het, of dat ek nie bedoel wat ek sê nie. Dat hy nie in die eerste plek vir hulle sê, kyk na die betroubaarheid van my woord nie. Hy wys hulle op Christus. Hy sê, ons moet onthou, in Christus kry ons die ja op al die beloftes van God. Al die beloftes van God. Wanneer God sê, ek sal julle God wees en julle sal my mense wees, dan kry ons in Christus daar die ja van God. Dat God sê, kom wat wil, al koste die lewe van my seun aan die kruis, al moet my seun deur graf gaan en dood gaan, my ja sal my ja bly. Dit sal nie 'n nee word nie. Wat Paulus hier sê eintlik is presies wat hy in Romeine 8 ook sê, dat ons kan weet dat God wat sy seun vir ons gegee het, wat sy seun oorgelewer het om vir ons te sterwe, dat hy vir ons al die ander dinge wat hy beloof het, saam met hom sal gee. Miskien nie onmiddellik nie, miskien nie op die tyd wat ons dit verwag nie, miskien eers later, miskien selfs eers eendag in die ewigheid, maar God hou woord. God is getrou. God is ons God. Dit het hy in Christus bewys. Dit bewys hy, sê Paulus verder, deur vir ons die Gees te gee as 'n waarborg, die Gees wat God in ons en met ons is. En die feit dat hy sy seun aan die kruis vir ons gegee het, en dat die Vader en die Seun die Gees oor ons uitgestort het, is ons waarborg dat God sy belofte sal hou. Nou sê Paulus, op grond van hierdie belofte van God, kan ons nou ook vir mekaar ja sê. Kan ons in ons menslike feilbaarheid, waar ek miskien voor die kansel staan met my vrou en ek weet nie, het ek dit in myself om ja te sê nie, kan ek my ja bou op die ewige ja van God. God wat gesê het, ek sal julle God wees en ek sal julle nie verlaat nie. As ek met my kind voor die kansel staan en ek weet nie, het ek dit in my om 'n goeie ouer vir hierdie kind te wees nie, kan ek ja sê op grond van God se ewige ja. En so ook die ja van vriendskap, die ja van hulp, die ja van omgee. Ons kan ons swak feilbare ja sê, want ons kan dit grond op God se ewige ja vir ons. Maar nou kom daar tye in 'n mens se lewe, wanneer jou ja ook 'n nee moet word. En dis wat tussen Paulus en die gemeente gebeur het. En dis wat hy veral ook vir hulle wil duidelik maak, dat hy toe hy sy besoek gekanselleer het, toe hy eers gesê het, ja, ek gaan kom, en toe laat weet het, nee, ek kom nie nou nie, dat het vir hom om dieselfde rede gegaan het. Hy wou aan hulle die liefde van Christus bewys. Hy wou hulle kans gee, om eers die hele verhouding met hom reg te maak, voordat hy na hulle toe kom. Hy wou seker maak, dat as hulle kom, het nie op 'n breekspel uitwerk nie, en daarom het hy vir hulle tyd gegee. So in daardie nee, was daar eintlik die ja van liefde opgesluit. En ook sy nee is daarom gegrond op die ewige vaste belofte van God, op God se liefde vir ons in Christus. En ek dink dit moet ons ook besef. Soms is dit nodig dat 'n mens in 'n verhouding nee sê vir iemand. Nie omdat jy daai persoon haat nie, nie omdat jy onverskillig is teenoor daai persoon nie, maar juis omdat jy daardie persoon liefhet. Juis omdat jy omgee vir daai persoon. 'n Ouer wat vir sy kind nee sê, omdat hy weet dit wat die kind nou vra is nie goed vir die kind nie. 'n Vrou wat vir haar man sê, nee, jy kan nie so met my werk nie, ek gaan nie toelaat dat jy so met my werk nie, want jy mors met my, en dit is nie hoe 'n man met 'n vrou behoort te werk nie, ek sê nee hiervoor. 'n Vriend wat sê, ek sal aan alles by jou staan, maar hierdie ding wat jy nou van my vra, gaan ek nie by jou staan nie, want dit is verkeerd. Daardie nee is net so liefdevol, net so noodsaaklik deel van enige verhouding. Die punt is, dat 'n mens die onderskeiding moet hê om te weet, wanneer sê ek ja, hoe sê ek ja, hoe leef ek my ja, maar ook wanneer sê ek nee, en jy moet die krag hê om by jou nee te bly. Want daar is min dinge wat soveel skade doen as wanneer ek nee sê, maar
uiteindelik nou maar toegee en tog ja sê. Iets wat 'n mens baie keer sien in kinderopvoeding, dat die ouers die eerste keer vir die kind sê nee, jy kan nie 'n lekkertjie kry nie, en dan as die kind 'n tantrum gooi en te kere gaan, dan sê hulle ag toe maar hier is vir jou 'n lekkertjie, dan verander hulle daai ferm liefdevolle nee, verander hulle in 'n toegeeflike gemaklike ja, wat nie regtig liefdevol is nie, wat die kind bederf. Baie keer het 'n mens juist die onderskeiding nodig om te weet wanneer moet ek staan op my ja, op my nee, en wanneer moet ek weier, juist ter wille van die liefde, wanneer moet ek weier om dit in 'n ja te verander. En waar kry ons daai onderskeidingsvermoë? Ek glo ons kry dit weer in Christus, in God se groot ja, in die kruis, die graf, die opstanding van Christus. Want in daardie ja van God, die ja van God se liefde vir mense, is daar ook 'n nee opgesluit. 'n Nee vir hoe mense oor mekaar probeer baas speel. 'n Nee vir hoe mense mekaar vernietig met geweld. 'n Nee vir skares wat opgesweep word en verkeerde dinge najag. 'n Nee vir 'n goewerneur wat in plaas daarvan om reg te spreek, eerder sy eie loopbaan voordeel naso. God sê vir al daai dinge nee. 'n Nee vir mense wat sê hulle verteenwoordig hom, hulle is sy priesters, hulle verteenwoordig hom, maar intussen speel hulle baas oor mense. Dis hoekom Paulus aan die einde van hierdie gedeelte, nadat hy vir die gemeente gesê het, ek het vir julle ja gesê, maar ek het ook vir julle nee gesê, en albei kom uit die liefde van God, dat hy vir hulle sê, ek gaan julle kom besoek, maar ek wil nie baas speel oor julle nie. Want ek het gehoor, nie net waarvoor God ja sê op Golgotha nie, ek het ook gehoor waarvoor God nee sê. En daarom wil ek medewerker wees om julle geluk te bevorder. Ek wil saam met julle bou aan ware geluk. En juis omdat ek wil bou aan julle ware geluk, gaan ek soms vir julle ja sê, want ek het 'n grondliggende ja, verbintenis aan julle as julle apostel en julle medegelowige. Ek gaan soms vir julle moet nee sê, maar julle moet weet, my ja en my nee kom uit my hart van liefde, en julle moet weet, my ja en my nee is gebou op God se groot ja vir ons op Golgotha, maar ook God se nee vir ons sondige manier van werk met mekaar, wat jy ook op Golgotha sien. Daarom wil ek vir jou bid, mag jy deur die genade van ons Here Jesus Christus, en deur die liefde van God ons Vader, en deur die gemeenskap van die Heilige Gees, ervaar dat jou liefde toeneem in begrip en in fyn aanvoeling, sodat jy kan onderskei wanneer jy moet ja sê, wanneer dit noodsaaklik is om nee te sê, en sodat jy standvastig kan bou op God se ewige ja, in Jesus ons Here. Amen.